Goeiemôre, vandag is die 27ste Maart, donderdagoggend. Ons is besig met die Heilige Gees, my vriend, en vanoggend wil ek praat oor my verantwoordelikheid. Efesiërs 5 vers 18 sê vir my, word vervul met die Heilige Gees. Nou, as die woord dan dit so vir my sê, word vervul, klink dit amper vir my soos 'n opdrag, wat ek moet doen, iets wat ek moet doen, word vervul. So, hoe doen ek dit dan? Want ek wil meer van die Heilige Gees in my hê. Eerstens, kan ek myself dan op enige manier vervul met die Heilige Gees? Nou, daar is 3 punte wat ek hieroor wil maak. Eerstens is, ons Vader is die bron van die Gees, en hy wil die Heilige Gees vir ons gee. Jesus sê in Lukas 11 vers 13, as julle wat dan sleg is, dan weet om goeie aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader wat die Heilige Gees gee vir die wat hom bid. Die tweede punt wat ek wil maak, is Jesus is die een wat ons doop met die Heilige Gees. Matteus 3 vers 11 sê Johannes die Doper oor Jesus, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En die derde punt is, die Gees doen self die werk. In Handelinge 2 sien ons dat die Gees doen die werk, want hy het hulle gevul met die Gees. Ons kan onsself nie vervul nie, die Gees doen daardie deel. Nou, wat is my rol dan? Wat is my verantwoordelikheid? Met ander woorde, wat moet ek doen om die vervulling deel van my lewe te maak? Nou, daar's 3 goedjies wat ek uitgehaal het vir myself. Is glo die woord oor God se belofte en wees gewillig en geduldig. Want dat hy ons wil doop met die Heilige Gees en met vuur, Handelinge 1 vers 14, en doen soos die disippels. Hulle het gewag en gebid op hierdie belofte in die boekkamer, as jy mooi kan onthou. Daarom, maak tyd vir die Gees van God. Bid en vra vir hierdie belofte. Die tweede ding is, wees bereid om jou lewe te gee, soos Romeine 12 vers 1 ons leer oor ons redelike godsdiens. Stel julle liggame as 'n lewende offer. Nou, die vervulling kom vir 'n rede. Nie sodat ek net moet goed voel nie, maar om die gawes te laat werk vir die opbouing en stigting van God se kerk. Met ander woorde, dit kom sodat jy 'n disipel kan wees en die vrug van die Gees duidelik kan word in jou lewe. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Daarom wil ek vir jou sê vanoggend, ons moet gehoorsaam wees aan God. Wanneer ons sondig of ons harte verhard vir iets, vir die woord van God of iets wat God vir ons sê, dan bedroef ons hom, Efesiërs 4 vers 30. Met gehoorsaamheid en 'n lewe van heiligheid, maak ek meer plek vir hom. Dan tot hierdie slotsom vanoggend. Die God drie-eenheid self is die een wat ons met sy Gees vervul. Die Vader gee die Heilige Gees, want hy is die bron van die Gees. Die Gees kom van hom af. Jesus doop ons met die Heilige Gees en met vuur, soos wat die woord ons leer, en die Heilige Gees self kom werk homself in ons uit. Ons deel is om onsself oop te stel en dors en honger te word na sy teenwoordigheid. Vader, saam met hierdie voeltjies vanoggend in die tuin, aanbid ek U, want U is 'n groot God. U is die bron van U Gees, en U gee hom aan ons as 'n belofte wanneer ons vra na hom. Vader, deel met my hierdie belofte. Jesus, U woord sê, U sal ons doop met die Heilige Gees en met vuur. Here, doop my met U Heilige Gees en met vuur. Ek glo die belofte is ook vir my. Kom Gees van God en vervul my met U teenwoordigheid. Ek wag op U
terwyl ek u troon nader vir hierdie belofte. Ek gee myself aan u as 'n heilige offer om u werk te doen. Gebruik my in u koninkryk. Ek wil die vrug dra van u gees in my lewe. Laat my u eer, Here, deur my lewe. Amen.